Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug. Ons gaan nou kyk na die grootste stories van die dag saam met die pragtige vryskut joernalis. Geen klos nie, behalwe die een op haar kop, Tanya de Venter-Byker. Ja, dit het bietjie soos 'n muisnes uitgekom vanoggend, maar dis okay. Glad nie. Dis okay, die kop is nie 'n muisnes nie. Ja, en daar's geen knaagdiere rondom jou nie. Ons gaan wel nou lekker knaag en taaikou aan hierdie politiek. Maar ons moet daaroor praat. Dit is wat in die wêreld gebeur. En die eerste hartseer nuus is dat daar 'n missiele geval het op Tel Aviv. Korrek. Weer en Israel wat gewaarsku is deur Iran oor strafaanvalle, so Abdularim Mossawa, die stafhoof van Iran se gewapende magte, het gister weer inwoners van die groot Israeliese stede Haifa en Tel Aviv gevra om die stede te ontruim en hulle gewaarsku teen dreigende strafaanvalle. Intussen het die VSA gesê hulle gaan nog vegvliegtuie na die Midde-Ooste toe stuur. En hierdie is 'n baie moeilike situasie. Ramaphosa het daarom intussen gesê dat, want gewoonlik ondersteun ons Iran, of ons land se steun lê gewoonlik by Iran. Hy het daarom gelukkig gesê dat ons niks hier kan goed praat nie. So dit is daarom 'n positiewe ding van ons president. Ek weet mense verwag swaalf dat 'n mens moet kant kies in elke oorlog, maar op 'n stadium moet jy sê, wat van geen oorlog nie? Korrek. Want daar raak nou so baie lande betrokke, dit raak vir my soos 'n mini-wêreldoorlog. Nee, dit is regtig nie baie lekker nie. Ja. Dan, slegte plaaslike nuus as dit kom by Witrifuur se rugbyklub veral. En hierdie is 'n moord wat die omgewing Witrifuur, Nelspruit, haar hele omgewing baie geruk het. Die moord buite die rugbyklub, die man wat onlangs by die skietvoorval naby die Witrifuur rugbyklub betrokke was. Daar's nou iemand vasgetrek wat vandag in die hof gaan verskyn. Nou hier is ook nie 'n wen-uitkoms in hierdie situasie nie. Daar was lyk my hulle het by die rugbyklub gekuier, maar elkeen in hulle aparte karre huis toe gaan onder onsie en toe daar 'n skietery uitgebreek buite die klub in een van die strate en twee was gewond wat en dan nou een Pieter Burger Jr. wat ongelukkig oorlede is. Sy het Vrydag reeds 'n private diens gehad. En ek weet hierdie is absoluut 'n tragiese en ek meen rugby op daai vlak, dit moet lekker wees. Daar moet nie onder onsies en gewere by betrokke wees nie. Sjoe, ja. Dan Helen Zille wil amptelik Johannesburg se burgemeester wees. Dis dalk goeie nuus. Vir Johannesburg is dit moontlik goeie nuus, ja. So dit is nou al 'n rukkie wat dit gerug is wat sy gesê het sy wil, maar sy het gesê sy wil eers met haar kinders en veral ook haar kleinkinders praat, want sy gaan na hulle verlang as sy nie meer in die Kaap woon nie, want hulle is almal in die Kaap. Politieke ontleeders wat sê as daar iemand is wat Johannesburg kan regryk, is dit waarskynlik sy. Dit is 'n groter taak as wat dit sal wees om byvoorbeeld Kaapstad reg te ruk soos wat sy gedoen het, of sy was die premier van die Wes-Kaap natuurlik ook, maar Johannesburg, en ons het al daaroor gepraat op hierdie Geelbank, die stedelike verval in Johannesburg, die munisipale verval, die huidige wanbestuur van die koalisieregering onder beheer van Dada Moreiro is absoluut in chaos. So sy wat wil staan, en interessant, Oscar van Heerden, die politieke ontleder, wat sê ontevrede ANC-ondersteuners sal liewer wegbly as om vir die EFF of die MK te stem. Van die stembus al wegbly. Korrek, en dan sal jou DA-ondersteuners juis nou weer gaan stem. So ja. Wel, daar was nog al, soos jy sê, 'n week of wat suggestie, gaan sy nou daar wees, almal gesuggereer en spekuleer. Die madam, soos wat mense aan die ander kant van die gang haar noem in parlement. Hulle sê, Dada Moreiro, die burgemeester van Johannesburg, gesê, hy is ontstel daaroor dat sy enigstens, sy dink nie sy sal goed wees nie. Ook Nasipi Moya, die burgemeester van Tshwane, het gesê, hulle dink nie. Maar hulle is nie een van hulle DA. Nee. So jy sal verwag dat hulle dit sal sê. Maar haar ervaring as premier en burgemeester in die Wes-Kaap gaan verseker bydra tot 'n makliker regrukpad. Moenie maak as wat maklik is nie. Johannesburg is ver van, dis een van die moeilikste stede om reg te ruk ooit. So sterkte as Helen Zille wel verkies word om dit te doen. Ek het gister verby munisipale werkers gery wat padmerke in Johannesburg, jy weet, pyle en so, maar ek het verskriklik gelag want daar is 4 blokke weerskante se verkeersligte wat glad nie werk nie. Ons is besig om pyle op die grond te verf. Fascinerend. Mens moet daarom iewers begin. Wragtig, die standaardklas moet ook inkom. Dan moet ons praat oor president Ramaphosa wat blykbaar nooit formeel met dokter meneer Trump sou ontmoet nie.
Dis nou met die huidige bymekaar kom van die G7 beraad in Kanada. Hy het verlede week aan joernaliste gesê dat hy ook vir Trump daar gaan kry. Maar dis duidelik dat dit dalk het hy bedoel hulle sal mekaar daar sien. Raakloop Maar daar was dalk. nie of dalk ja, soos in die wandelgange, nê, of oor teetyd, want daar was nooit 'n formele vergadering nie. Trump is intussen terug Washington toe. Emmanuel Macron, die Franse president wat gesê het dit is om 'n skietstilstand tussen Israel en Iran te bewerkstellig, maar dit is lyk my ook nie die waarheid nie. Maar goed, punt van die saak is Ramaphosa het nie 'n formele vergadering met Trump nie. Hy sê ook daar is nie op hierdie stadium 'n noodsaaklikheid vir nog 'n formele vergadering met Trump nie. Ja, die maar wat stof gaan hulle nou weer vir mekaar sê? Ja, ek wil net sê die stof het nou 'n bietjie gaan lê na die vorige Ja. Withuis ontmoeting en ek dink wat gesê is gesê en nou kan almal weer fokus op die belangrike goed. Waarskynlik. Ja. Dan die maffia het vir die Gift of the Givers gesê hulle moet ophou om gratis water te gee vir die mense in Tata wat deur die vloed geraak is. Kan jy dit glo? Dit is dan regtig verskriklik. So die Gift of the Givers wat gaan goeie werk doen daar en ons weet hulle doen fantastiese werk in Tata, daar in die Ou Hartenbou distrik, 'n munisipaliteit is toe deur die watermafia wat van die stadsraad is, gekeer om die gratis water uit te deel, waarskynlik omdat hulle die water dan verkoop aan die inwoners wat daar is. So dit is baie erg. Gift of the Givers se Ali, nou kan ek nie Ali se van onthou nie. Ali se van gaan nou na my toe kom. Seker die opvolger van Suliman. Nee, ek dink Ali is die persoon wat nou Ali Sablai het gesê dat hulle deur die watermafia getarget was om 'n Engelse woord te gebruik, geteiken was, maar die munisipaliteit wat gesê het hulle sal stappe neem en die betrokke persone aanspreek. So kom ons hoop so, want ek meen, hoe kan jy mense se gratis water boikot sodat jy vir hulle water kan verkoop? Terwyl hulle in nood verkeer. Korrek. Hulle word nou onder polisiebewaking heen en weer geneem sodat hulle kan water uitdeel, maar interessant genoeg daar is nog steeds nie 'n klag. Daar's nie 'n saak oopgemaak nie, 'n intimidasiesaak nie of 'n dreiging van so met ander woorde niemand gaan in die pen ry hier behalwe net die mense wat die goeie werk doen wat werk moeiliker gemaak word. Hulle ry in die pen en die mense wat dit nodig het. Ja, want ek dink Gift of the Givers het beter dinge om met hulle tyd te doen as om so 'n klag te gaan lê. So hulle gaan doen net maar hulle werk. Maar hoe gaan jy dit dan Ek weet nie, Peer. Jy sal 'n klag moet lê. Dan sal dit moet doen. Ek het gister in die kar luister na die nuus te dog ek ag nee magtig, moet ek na die klein fynere detail luister, maar daar is tog iets wat vir almal belangrik is hier en waarvan ons bewus moet wees. Minister Nkabane het nou die paneel vir SETA aangekondig en daar is grootskaalse ongelukkigheid. Ja. So ek dink ek stem met jou saam. Ek dink hoekom moet ek weet wie's op die SETA raad? Wat is dit nou? Jy weet, dis natuurlik sy's natuurlik die minister van hoër onderwys. Die oorhoofse probleem hier is dat sy eers nie dit wou bekend maak nie. Sy wou nie die name bekend maak wie op hierdie SETA raad is nie. Sy het uiteindelik gister gedeeltelik van die name bekend gemaak. Dit is altyd belangrik om deursigtigheid te hê. Intussen het die DA gesê dat hulle haar gaan by die etiek komitee aankla van die parlement oor die hele SETA debakel. Ek wil net noem, dit is dieselfde minister wat ook aangevat word oor haar kougomgekouery in die parlement. So dit sal vir jou 'n bietjie meer konteks en 'n prentjie gee. Een van die klagtes is dat hierdie SETA raad te veel ANC geleedere bevat. Dit lyk soos 'n partyaanstelling geleentheid. 100% frustrasie onder die LPs omdat daar nie deursigtigheid rondom hierdie hele saak is nie. So ek dink ja, dit is dalk vir my en jou dink ons hoekom moet die SETA raad se ding nou, maar dit gaan oor hoe sy dit hanteer en hoe sy as 'n minister nie deursigtigheid aan die dag het nie en hoe sy waarskynlik hierso bandjies vir boeties doen, maar ook dan met die doel dat sy maatjies in haar SETA span het. Ja, wat aan haar klou soos kougom. Terwyl sy dit kou. En hulle kou. Hulle moet net oppas dat sy hulle nie uitspoeg nie. Ja, dan gaan dit 'n taai storie raak. Dan is daar groot skade toe 'n bakkie in die storte by Victoria Bay vasgery het. Nou maar hier is eintlik 'n verskriklike snaakse storie. Gelukkig is almal okay. Maar dis die groep mense, hulle het kerk gegaan by 'n kerk daarna by George Tembalethu het hulle kerk gegaan en toe het hulle besluit om op 'n uitstapie strand toe te gaan, maar die bakkie
Lyk my die remme het onklaar geraak. Hulle is toe in die storte vas. Gelukkig was dit nog vroeg 9:30 die Sondag in George, so daar was gelukkig niemand in die storte nie, maar die storte is nou daarmee heen. So, So hy het neergestort. gelukkig was dit kerkgangers. Gelukkig was hulle eers kerk toe, almal is okay. Ja. Maar ja, julle, die uitstappie het toe nou 'n wending van 'n ander aard Ai, geneem. sies tog, ons is bly niemand is beseer nie. Ja, al wat ek die heeltyd hoor is daai liedjie van Victoria Bay. Ai, 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 ai. Ai, ai, Ek is ai. bly ek was nie daar nie. Ek is bly Ja. ek was nie daar. Maar Ons ja. hoop hulle kry nuwe remskoene vir daai bakkie. Dan die geskorste padongelukkefondsbaas sê hy moet dadelik weer aangestel word. Weet jy Collins Letsoale, ook 'n man wat graag die nuus maak. Ons voormalige, wel hy's geskort, so die voormalige hoof van die padongelukkefonds wat sê hy kort beskerming. Hy sê hy het polisiebeskerming gehad tydens sy tyd as hoof, want hy het baie doodstrygemente gekry, veral van die taxi-verenigings. En nou dat hy nie meer die hoof van die padongelukkefonds is nie, geniet hy nie meer daai voordeel van polisiebeskerming nie en hy vrees vir sy lewe. Nou hierdie is nie die eerste poging wat hy vra dat hy sy werk kan terugkry nie. Ek dink nie hy gaan onmiddellik sy werk terugkry nie. Ja, hy was nie by skoor nie. Hy moes gaan na die staande Hy komitee moes, in die maar dis net parlement een van wees. die vele probleme. Hy het ook blykbaar sy raad aangesê om nie daar te wees nie, om nie verantwoordbaar te wees nie. Daarom is hy geskort en uiteindelik het sy nou dit kos R480,000 by the way om sy veiligheidspersoneel per maand aan te stel. En hy sê hy het hulle desperaat nodig want die taxi-industrie veral dreig hom. Sal vir my nou lekker wees as iemand my kar rondry. Dan kan ek werk, jy weet. Ons kinders is nog te klein om dit te doen. Ja, jammer nee. Maar een van die dae Tanya, Pierre het daarom al daai voordeel, nê. Nee. Ja, hy sal liewer self bestuur. Hoorie, dan is ek baie opgewonde oor die eerste dinosaurus sentrum in die Vrystaat wat sy deure oopgemaak net so het. opgewonde. Miskien moet ons gaan kyk hoe dit lyk namens almal. Daar's 'n nuwe sentrum wat gaan oopmaak. Ek het so mooi die naam geoefen, die Godumodumo Dinosaurus Sentrum wat daar buite Clarence by die Golden Gate Hoogland Nasionale Park oopmaak. Baie geluksaanparke met hierdie fantastiese inisiatief. In 1976 is een van die wêreld se oudste dinosourus-eiers in die park ontdek. Nou, of jy nou glo in dinosourusse of nie, dit is dan maar net beautiful. En ek dink dit gaan 'n fantasties en die sentrum of die museum lyk ongelooflik. Ek weet hulle werk al vir jare hier aan. En wat 'n beter plek is daar nie om dit in die Golden Gate Reserve. Wat ek meen, as jy daar is, letterlik jy kan die dinosourusse in jou geestesoog sien loop. Ja, Dit is regtig een van die plekke dit waar ek voel dit so sien. majestueus daar en ek is seker van daai dinosaurus bene is ook daar In die voet van die Maluti-berge. opgegrawe. Ek weet daar is baie fossiele ook in die Lesotho area al ontdek en so daar naby. En So ook as jy kyk na die baie gepas. rotstekeninge daar wat dit uitbeeld. So ja, ek kan nie wag om my kinders intoe te vat en te gaan kyk. En dit meestal ook self te geniet nie. Ek hou veral van die rotstekeninge waar die boesman die dinosaurus jag. Dis my pragtige tekeninge. Bietjie gewelddadig vir my. Nee, daar's nie regtig so een nie. Ek maak net 'n grappie. Daar is waarskynlik so. Ja, ek dink ene. daar was iemand met die dinosourusse geteken het nie. Maar ja, dis pragtig daai area en dis 'n wonderlike toevoeging. Baie dankie Tanya de Vente Buyker. Dit was insiggewend geweest en ons sien jou nou in die kombuis. Wat gaan jy vir ons maak? Wel nie 'n dinosaurus eier nie, maar 'n maklike visgereg vir enige ma wat baie min tyd het om aandete te maak. Viseier. Nie viseiers nie, 'n vis, 'n stokvis. Goed. Ons sien uit na die stokvis. Bly ingeskakel vir nog ontbyt en gesprek met Petroleum Trust. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.